Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 15 Oktober 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: plaasaanval op Carolina, 70-jarige boervrou vasgeketting en met kookwater gegooi. Nuushooftrekke vir vandag: AfriForum en ANC haaks oor die WVK sake. Plaasaanval op Carolina, boervrou met kettinge vasgebind en met kookwater gegooi. Sy is kritiek. Frans Hoek teiken van misdadigers die afgelope tyd. Die HSDF Malandskool se naam gaan in die nuwe jaar verander. Harley Davidson gaan die Nieu-Seeland toets aan die einde van die jaar hanteer. Suid-Afrikaners swy medaljes los op byeenkoms. Vrydag aand het die statistieke nog 'n getal van plaasaanvalle bygevoeg toe die 70-jarige Caroline Eis en op Carolina in Mpumalanga deurgeloop het, omdat gewapende rowers haar toegetakel het en erg gemartel het. Volgens inligting van die polisie het die rowers kookwater van die ketel oor haar uitgegooi, wat erge brandskade veroorsaak het op haar liggaam, en sy is nog kritiek as gevolg van hierdie aksies. Verder het die aanvallers haar toegepak met meubels wat rondgestaan het in die plaashuis. Volgens die polisie was dit die tweede aanval op Rolei in die afgelope 2 maande. Rolei en 2 van haar werkers, by OB's wat gesukkel het om te beweeg, gaan help het toe sy aangeval is. Rolei is aangeval en haar 2 werkers is ook in hierdie geval aangeval en in die plaashuis se kombuis aangehou. Nadat die boervrou met kookwater gegooi is hy deur rowers met swaar kettinge vasgebind en toegegooi met haar meubels. Daarna is die rowers op vlug met haar bakkie. Die polisie was nogals waaksaam, want op Saterdagoggend in die vroeë oggendure het hulle haar bakkie gewaar tussen Badplaas en Carolina. Die bakkie is toe agtervolg. Volgens die inligting van die polisie is 'n vuurwapen en 'n selfoon geroof. Klagte van 'n plaasaanval, huisroof en aanranding met die opset om ernstig te beseer word ondersoek deur die polisie. Ander klagtes kan later bygevoeg word. Rolei was teen Maandag nog in die intensiewe eenheid van die Wilges Hospitaal en is steeds kritiek. Volgens inligting wat ingesamel is, het 14 plaasaanvalle sedert 1 Oktober al landwyd voorgekom. Die plaaslike gemeenskap veroordeel die sinnelose aanval op hierdie bejaarde vrou ten sterkste en noem dat enige aanval op 'n boer of sy werkers 'n aanval op die hele gemeenskap is. Enige iemand met inligting kan die polisie se stopmisdaadnommer by 08600 10111 skakel. Die ANC beskuldig AfriForum daarvan dat hy die geskiedenis probeer herskryf en die bevrydingsstryd gelykstel aan die misdade van apartheid. AfriForum se propaganda is ontwerp om die impak van apartheid te minimaliseer en ons bevrydingsstryd en demokrasie te ondermyn. Sy nostalgie oor wit heerskappy is 'n direkte belediging vir die miljoene wat onder rassistiese tirannie gelei het. Dit is hartseer dat hy vryhede geniet wat hom toelaat om sulke haatlike en sinnelose stellings te maak. Vryhede wat verdien is deur die opofferings van diegene wat hy nou beledig. Sulke afskuwelike retoriek sal in baie gevestigde demokrasieë verbied word, soos sê Matlenge Bengu. Die kommissie onder leiding van oudregter Sisi Gampepe is op 29 Mei deur president Cyril Ramaphosa aangekondig. Die opdrag is om te bepaal of daar pogings was om te verhinder dat sekere misdade in die apartheidstryd wat deur die Waarheid en Versoeningskommissie, die WVK, geïdentifiseer is, ondersoek en die oortreders vervolg word. Die ondersoek sal die tydperk van 2003 tot nou toe dek. Veral die families van die Kruidok 4 het druk uitgeoefen vir hierdie kommissie. AfriForum het Dirk van Eck, een van sy lede, reeds in 2007 bygestaan om geregtigheid te probeer kry weens die dood van sy vrou Kobie en 2 van sy kinders, Nasie wat 2 jaar oud was en Nelmarie wat 8 jaar oud was in Desember 1985 in 'n ANC landmyn ontploffing. Dirk en sy 18 maande oue seun is beseer in hierdie ontploffing. Die landmyn het ook tot die dood van Marie Denhuisen en 2 kinders, Kobus wat 3 jaar oud was en Karla wat 9 jaar oud was, gelei. Hulle het agter op 'n bakkie gestaan om wild te besigtig. Weens die geweld van die ontploffing kon geen oorskot van Nasie gevind word nie. Kriel sê by navraag: die moorde op onskuldige kinders, soos die van Eck kinders, in 'n landmynontploffing kan nooit as 'n stryd om geregtigheid uitgebeeld word nie. Amper 2 maande na 'n vlaag van huisrooftogte op gasteplase in Franshoek was daar Sondag in die vroeë oggendure weer 'n voorval gewees. Die groep is kort na middag in een van die kothuise oorval waar hulle vir die naweek tuis gegaan het. Hulle is vasgebind, maar glo nie aangerand nie. Daar word vermoed dat die aanvallers te voet van die plakkerskamp in die omgewing gekom het. Die 4 mense het van horlosies, selfone en juwelierware beroof. Niemand is nog vir die huisrooftogte van Mei tot Augustus op die gasteplase Chamonix, Delarade Loek en Waldeoor by Franshoek in hegtenis geneem nie.
Die polisiewoordvoerder het 'n beroep op mense met inligting gedoen om die stopmisdaadnommer by 08600 1011 te skakel. Dit kan 'n geruime tyd neem om die oorskot van gijslaers en gevangenes wat in die oorlog tydens Israel en Hamas gesterf het aan hulle geliefdes terug te besorg. Hamas het maandag die laaste lewende Israelse gijslaers vrygelaat as deel van 'n skietstilstand terwyl Israel busse met Palestynse gevangenes vir hulle teruggestuur het, maar tot dusver is slegs 4 kiste met die oorskot van oorlede gijslaers in Israel terugbesorg. Meer as 20 lyke moet tog opgespoor word. Israel, gefrustreerd met Hamas oor die traagheid om lyke te oorhandig, het gister 'n belangrike grensoorgang vir die aflewering van hulpmiddels gesluit gehou. Hamas het intussen onmiddellik beheer van die stad Gaza se strate oorgeneem na die gedeeltelike onttrekking van Israeliese soldate. President Donald Trump het vroeër 'n historiese nuwe begin vir die Midde-Ooste aangekondig en verklaar dat die oorlog nou totaal verby is. Volgens president Cyril Ramaphosa is daar nie betekenisvolle vordering met die uitwissing van ongelykhede in Kaapstad nie en hy tussen 2011 en 2022 die swakste gevaar wat belegging in infrastruktuur en informele nedersettings betref. Rikus Badenhorst, die lid van die raad het aan Ramaphosa gestel dat hy onlangs daarop gewys het hoe goed die regering in Kaapstad en in Stellenbosch is. Ramaphosa het herhaal dat daar meer aandag in Kaapstad aan gegoede gebiede gegee word en sê dit moet reggestel word. Lewis het in 'n verklaring gesê, nie net word meer bestee aan pro-arm infrastrukture in Kaapstad as die totale kapitaalbegroting van enige ander metro nie, maar daar is ook die hoogste vlakke van toegang tot betroubare diensleweringe. Verder noem hy dat Kaapstad in die huidige termyn meer as Johannesburg op 25 miljard rand en Tshwane 22 miljard rand tesame aan infrastrukture bestee het en na verwagting meer as 3 metros in Gauteng teen die einde van die boekjaar gaan bestee. Die 4 beste munisipaliteite in die land wat ook eerbewyse ontvang het, is ook in die Weskaap geleë. Ramaphosa het verlede maand op 'n byeenkoms van 4800 ANC raadslede in Johannesburg gesê, dit maak hom bitterlik seer om te sien hoe die party se munisipaliteite agteruit gaan, terwyl die ander munisipaliteite beter vaar. Ons moet onsself afvra wat hulle beter as ons doen en ons doen nie. Daar is niks meer verkeerd om te sê, ons wil gaan sien wat doen Kaapstad en wat doen Stellenbosch beter nie. Vanjaar se graad 12s aan die hoërskool DF Malan in Bellville sal die laaste groep wees wat hulle matriekjaar onder die naam sal voltooi. Gang en hy sê leerlinge, ouers en oudleerlinge op hoogte van die opwindende huidige nuwe identiteit en die geleenthede wat dit sal inhou. Die appelhof het in Augustus 2024 die drukgroep se aansoek om verlof tot appel teen die hofuitspraak toegestaan, maar die appel het in Junie misluk. Die besluit om die naam te verander spruit uit druk van die skool se alumni, ouers en leerlinge om die naam van die skool te verander, weens sy assosiasie daarvan met 'n voormalige eerste minister uit die apartheidsera. In Junie 2020 het die skool se beheerliggaam 'n konsultatiewe proses begin om die naam van die skool asook sy simbole en identiteit te hersien. Op 17 Mei 2021 het die beheerliggaam 'n resolusie aanvaar om die skool se naam na die DF Akademie te verander. Hannes Oosthuizen neem in Januarie volgende jaar die Lysas as skoolhoof by Sias Konradi. Oosthuizen was voorheen werksaam by die Hoërskool Witteberg in Bethlehem in die Vrystaat. Na die afhandeling van die transaksie om 27,2 miljard rand se aandele in MultiChoice te bekom, beloof die Franse mediagroep Canal Plus hy sal voortgaan met die plan om op die JSE te noteer. Gesamentlik gaan die groep 40 miljoen intekenare internasionaal hê en sowat 17,000 personeel op hulle state. Nadat die aanbod gesluit het, hou Canal Plus sowat 94% van MultiChoice se totale uitgerekte aandele. Canal Plus is in Londen genoteer en die notering op die JSE sal 'n sekondêre inwaartse notering wees. MultiChoice wat in 2019 op die JSE genoteer het, gaan van die JSE denoteer. Bloomberg het in September berig, SADA het planne om Canal Plus uit te brei en een van die 5 grootste mediagroepe ter wêreld te word en moontlik die enigste een wat nie Amerikaans is nie. Volgens SADA is die teiken om 50 miljoen tot 100 miljoen intekenare by te kry. As een van die Konf van Nasionale Gesondheidsversekering, die NGV, is goed opdreef en nie agter skedule nie, soos die Dr. Nicolas Crisp, adjunkt-direkteur-generaal van Gesondheid, verantwoordelik vir die NGV. Geld sal vir die eerste keer tussen 2026 en 2028 na die NGV gaan. Tans is daar nog geen NGV-fondse of nasionale entiteit nie. Dr. Godsdienst Ramaggopa, minister van Energie en Elektrisiteit, het einde September aan die parlement geskryf om toestemming te vra om 'n jaarverslag eers later in te dien weens die woelinge in hierdie direksie. Volgens Ramaggopa se brief van die spreker van die nasionale vergadering het die bestuursuitdagings by Nexa veroorsaak dat verskeie direksielede toe bedank het.
Volgens Ramaphosa het Nexa ook nog nie teen die einde van September sy finansiële state by die departement ingedien nie. Leidersberigte het 5 direkteure van Nexa in September bedank uit protes teen wat hulle aangevoer het wanbestuur van openbare geld is deur Loyiso Tayabasi uitvoerende hoof asook Precious Hawari die finansiële hoof. Holly Davidson sal geskiedenis maak wanneer sy en All Blacks se laaste toets van hulle jaar-eindtoer as skeieregter diens sal doen. Die Skot sal die eerste vrou wees wat All Black toets behartig wanneer hulle op 23 November teen Wallis in Cardiff sal speel. Davidson, wat onlangs as wêreldrugby se skeieregter van die jaar aangewys is, het in Julie die kragmeting tussen die Springbokke en Italië behartig. Sy het verlede jaar ook die Bokke se stryd teen Portugal in Bloemfontein beheer. Angus Gardner van Australië is op 8 November aan die stuur van die Bokke se kragmeting met Frankryk in die Stade de France in Parys. Dan op 15 November is James Dolman van Nieu-Seeland die vletjiedraer in die Bokke se toets teen Italië in die Alliance Stadium in Turyn. 'n Week later op 22 November sal Matthew Carley van Engeland die vletjie blaas wanneer die Bokke teen Ierland in die Aviva Stadion in Dublin slag sal wees. Luc Ramos van Frankryk is die skeieregter vir die Bokke se laaste toets op 29 November teen Wallis in die Principality Stadion in Cardiff. Die Cheetahs het die feeswedstryd teen Georgia in Julie danksy 'n doodsnik 3 deur die vleuel Ntokozo Makadza naalskraap met 24-20 gewen. Georgia se twee flanke in die opdragspan daardie dag, Georgie Tsutsikeritse en Sandro Mamataradishvili is ook terug in Bloemfontein. Die Slotdemoer MSZZ en hakker Israki Kzawatse is ook weer op toer saam met die klapspan. Die 33-jarige voormalige Olimpiese kampioen en wêreldrekordhouer Tjat Leclos het een van Suid-Afrika se 4 medaljes op die eerste byeenkoms van die Wêreldbeker kortbadreeks in Carmel in die Amerikaanse deelstaat Indiana verower. Leclos het derde geëindig in die 100 meter vlinderslag en in 49.57 sekondes slag gemaak. Die Switser Noé Ponte het gewen in 48.53 sekondes met die Kanadees Elia Caron tweede met 49.02 sekondes. Leclos was 11de in die 50 meter rugslag en 23ste in die 100 meter vryslag, terwyl hy in die 50 meter vlinderslag gediskwalifiseer is. Die 19-jarige Chris Smith van Centurion het die goue medalje in die 50 meter borsslag gewen, terwyl Rebecca Meader die tweede podium plek behaal het. Meader het die bronsmedalje in die 200 meter borsslag met 'n tyd van 2 minute 18 sekondes en in die 200 meter individuele wisselslag 2 minute 5 sekondes gewen. David Warner voorspel Australië gaan die reeks om die As met 4-0 wen omdat Engeland slegs oor 'n morele oorwinning besorg gaan wees. Die Engelse kolwer Harry Brook het destyds voor die laaste toets gesê indien Engeland die reeks gelyk maak, dit vir sy span as 'n morele oorweging beskou sal word. Warner verwys na twyfel oor die beskikbaarheid van Pat Cummins, kaptein van Australië, wat in stryd teen tyd gewikkel is om vir die eerste toets in Perth op 21 November gereed te wees. Cummins het maandag gesê hy gaan waarskynlik die eerste toets ook misloop. Die 32-jarige snelbouler sukkel met 'n rugbesering en hy het in Julie laas in 'n mededingende wedstryd gespeel. Die Nieu-Seelandse slot Patrick Tuipolotu sal die All Blacks se jaar-eindtoer misloop weens 'n skouebesering wat hom sedert die rugbykampioenskap pla. Tuipolotu sal waarskynlik so as 6 maande buite aksie wees en gaan heel moontlik die begin van die Super Rugby Pacific seisoen ook misloop. Tuipolotu speel vir die Blues in hierdie reeks. Sam Dury sal die 32-jarige Tuipolotu in die groep vir die toetse teen Ierland, Skotland, Engeland en Wallis vervang. Die All Blacks kop hulle jaar-eindtoer in Chicago, Amerika af met 'n toets teen Ierland. Toe die spanne in 2016 die eerste keer op Soldier Field in Chicago krag gemeet het, het Ierland na 111 jaar op laas sy eerste oorwinning oor die All Blacks behaal. Daar was groot verligting by Sun City toe die Noorweer Victor Hovland sy deelname aan van dese week sy Indiese kampioenskap in New Delhi bevestig het. Hovland het kort voor die Ryder Beker toernooi aangekondig hy sal in Desember sy diep in die Netbank Uitdagbeker toernooi by Sun City gaan maak. Ken Paye, direkteur van die Netbank Uitdagtoernooi, het gesê 'n speler met Hovland se profiel speel 'n reuse rol om die toernooi aansien te gee en help om ander groot name hierheen te lok. Afrika se major word vanjaar van 4 tot 7 Desember op die Gary Player baan gespeel. In die komende weke sal verskeie spelers se deelname ook bevestig word. Die organiseerders is hoopvol dat van die Europese en Amerikaanse spelers uitnodigings na die Pilanesberg sal aanvaar. Dit sal interessant wees om te sien of van die topspelers van die DP World Reeks reis toe Dubai puntelys soos Tyrrell Hatton, Robert McIntyre en Matthew Fitzpatrick bereid sal wees om so laat in die jaar na Suid-Afrika te reis. Die Noorduur Rory McIlroy sal oudergewoonte nie by Sun City in aksie wees nie. Onder die Suid-Afrikaners is nog net Dani van Tonder, Tristan Lawrence, Aldrich Potgieter, Christian Besuidenhout
en die Suid-Afrikaanse ope kampioen Dylan Naidoo bevestig hulle ruk op na Sun City toe. Die Dean Thomas Detry is sover saam met Dolphin die enigste spelers in die top 50 op die ranglys wat hulle deelname reeds bevestig het. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuig registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2338, Polokwane 1732, Lephalale 2138, Mbombela 1832, Mahikeng 1935, Pretoria 2135, Johannesburg 2033, Ermelo 1532, Galagadi 1731, Gaborone 1538, Richards Bay 1923, Pietermaritzburg 1418, Durban 1822, Port St. John's 1721, Pongola 1929, Maputo 2028, Bethlehem 1329, Bloemfontein 1329, Alawal Noord 1226, Welkom 1532, Vryburg 1635, Kimberley 1531, Appington 1530, Prieska 1530, Springbok 827, Karasburg 1329, Keetmanshoop 1632, Mariental 1835, Alexanderbaai 1317, Brandvlei 1027, Loederitsbaai 1430, Vredendal 1025, Kaapstad 1419, Sutherland 419, George 1019, Jeffreys Bay 1321, Cabarra 1223, Grafreinet 1023, Kapogelas 1318, De Aar 1226, Molteno 922, Beaufort West 1024, Oos-London 1023. Ons markte vir die dag: die rand verhandel teen R17.41 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.27, die euro se prys is R20.16, 'n pond kos R23.14, 'n yen kos 11 sent. Die prys van silwer is $51.76 Amerikaanse sent. Platinum se prys is $1,635. Palladium kos $1,500. Goud se prys per fyn ons is $4,133. Brent olie per vat is $63.32 Amerikaanse sent per vat. Dagte vir die dag: moenie dat gister te veel van vandag se dinge beïnvloed nie. Begin oor. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n aangename dag word vir almal toegewens.